Goeiedag geliefde en welkom by ons oordentendheid saam vir my, pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan. Dit is vir ons 'n vreugde om saam met jou hierdie nuwe week in te lei. Nou hierdie week begin ons met 'n splinternuwe tema, 'n nuwe reeks, wen die oorlog in jou gedagtes. Dis 'n tema waar ons almal kan mee identifiseer, daardie innerlike stemme wat ons afbreek, ons laat twyfel, of ons selfs laat glo ons is net nie eenvoudig goed genoeg nie. Maar kan ek jou iets ongelooflik bemoedigend vertel? Jou denke hoef nie jou vyand te wees nie. Met God se waarheid en die regte wapens kan ek en jy leer om hierdie oorwinning in ons gedagtes, nee, ons kan daai oorwinning behaal, een gedagte op 'n slag. Nou ek wil graag 'n baie bekende versgedeelte lees. Dis apostel Paulus wat aan die woord is hier in 2 Korintiërs 10 vers 5. Hy sê: ons breek elke hoogmoedige redenasie af wat teen die kennis van God opstaan en ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Geliefde, wat 'n kragtige waarheid. Paulus skryf hierdie woorde in die konteks van geestelike oorlogvoering. Hy gebruik die beeld van 'n stryd en die terrein waarop hierdie oorlog, hierdie stryd plaasvind, daai terrein is in ons gedagtes. Nou die vyand, hy weet as hy jou denke kan beïnvloed, kan hy jou emosies, jou identiteit en uiteindelik jou totale gedrag, hy kan dit manipuleer. En dit is presies hoekom die Bybel sê ons moet elke gedagte vasvang. In ander woorde, dis tyd om beheer te neem oor wat jy toelaat om in jou gedagtes te bly en daar te kan woning vind, hè? Dis tyd dat ek en jy ons moet nie meer toelaat dat die verkeerde gedagtes hulle tente opslaan binne in ons brein nie. Nou elke gedagte, wel nie elke gedagte wat jou kop opkom is noodwendig waar nie. Party is ingegee deur vrees, ander deur teleurstelling, party selfs deur leuns wat oor jare vasgesteek het, maar, en dis die waarheid, God se waarheid staan teenoor dit alles. Ek en jy, ons moet kies om elke gedagte wat nie strook met wie God is, of wie God sê ons is nie, ons moet daai gedagtes gevangene neem, en dan plaas ons dit onder Jesus se gesag. So 'n paar praktiese vrae, wat ek net dalk ons gaan help dink, nee. So eerste een is, watter negatiewe gedagtes probeer tans 'n sterk houvas kry in jou denke? Nou stem daardie gedagtes dan, die tweede vraag, stem daardie gedagtes ooreen met wat God oor jou sê? En dan laastens, wat beteken dit prakties vir jou om 'n gedagte gevange te neem? Hoe lyk dit prakties? Hoe neem ons dit gevange? Miskien begin vandag deur bewustelik jou gedagtes net te monitor. Dink oor wat jy dink. En dan, wanneer jy 'n gedagte opmerk wat jou aftrek, stop en vra, is hierdie waar? Is dit 'n waarheid volgens God se woord? En skryf een waarheid, nee, laaste gedagte, skryf een waarheid neer wat jy vandag gaan kies om aan vas te hou en sê dit hardop wanneer jou gedagtes begin afdwaling toon, wanneer jy voel jou gedagtes begin wyk daarna na negativiteit toe, weg van God se waarheid. Geliefde, hierdie week gaan 'n reis wees van negatiewe selfspraak na oorwinnende denke. Onthou, jy is nie alleen in hierdie stryd nie. Die Heilige Gees, hy is jou helper en God se woord is jou wapen. Môre gaan ons weer leer ons gaan kyk waarheen kan ek en jy vlug wanneer die stryd in ons kop, wanneer daai ding begin. En ek hoop regtig jy sal inskakel saam met ons vir die res van die week. Nou kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie dat wanneer Paulus sê dat daar sekere waarhede wat God oor ons glo, en dan wanneer ons toelaat dat daai waarheid ons gedagtes vul deur ons negatiewe gedagtes onderworpe te maak aan Christus en spesifiek aan God se waarheid en deur die leiding van die Heilige Gees, deur sy hulp, leer ons dat negatiewe denke, dat ons leer om effektief en gesonder te vlug weg van wat ongesond is na dit wat beter is vir ons, deur dit te vervang met waarheid, deur dit te vervang met dit wat U oor ons lewens glo. En daarom vra ek Here vir almal wat hierdie week inskakel saam met ons, dat ons sal reis en ons werklik ons hart en ons gedagtes sal oopmaak, dat U vir ons sal kom leer. Hierdie ding waarmee so baie mense sukkel, is daai innerlike selfpraat wat nie altyd gesond is. Ons wil dit onderwerp aan U gesag. Dit is ons gebed vir hierdie week. Ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie julle ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.